Goeiedag agterkykers, ons is baie dankbaar dat u weer ingeskakel is en saam met ons kyk na hierdie volgende episode van Dynamies, wat ons hou met Dominee Christo Heyberg. Baie welkom hier Dominee, ons is bly dat ons weer met jou kan praat, en vandag bespreek ons die kwessie van Islam. Maar voor dit wil ek net weer eens vir al die kykers noem, hierdie is 'n tweede in 'n reeks. Die eerste reeks was oor Dominee Christo se persoonlike ervaring as Christen, sy teologiese studies, en ons het in die vorige opname genoem, dat hy het in 1992 by die Wes-Transvaalse Synode, het hy daar beswaar aangeteken teen die dosente by Pretoria se kweekskool. En by daardie Wes-Transvaalse Synode moes hulle instem 'n mosie van vertroue in die dosente. En toe het Dominee Heyberg beswaar gemaak daarteen, en hy het toe 'n verantwoording van besware opgestel teen die lering van sommige dominees daardie tyd, sommige dosente, wat klas gegee het by Pretoria kweekskool. So daar is beskikbaar, kontak ons, kontak my, ons stuur dit vir u. Maar vandag wil ons praat oor 'n ander onderwerp, ons praat spesifiek oor sy boek, Fatal Invitation, Meeting the Challenge of Islamic Dawah. En dis onder 'n skuilnaam geskryf van selfsprekende redes deur Godfried Graciani. Maar dis eintlik Dominee Christo Heyberg wat dit geskryf het, en dit is 'n baie interessante boek, en as jy belangstel in evangelisasie en uitreikwerk vir die moslims, dan moet u hierdie boek lees. Dit vertel jy alleste wat Islam is, waaroor hulle geloof gaan, wat aangaan daar, hulle aanval op die Weste, hulle dawa, D-A-W-A op ons, en hoe ons as Christene hulle kan bereik. Nou, Dominee Christo, voor ek te veel praat, gaan ek maar die tydjie vir jou oorgee. Vertel jy nou vir ons, hoe het jy betrokke geraak by Islam, wat er aangaan en hoe ons as Christene hulle kan bereik? Ja, baie dankie. Net een woord oor my verantwoording wat ek destyds geskryf het. Ek wil sê, daar is 'n paar goeders wat ek nie meer vandag sal sê nie, en wat ek miskien sou terughaal as ek kon. Ja. Maar in elk geval, die groot grost van daardie sake, voel ek nog net so oor. Maar baie dankie, Bernard, vir hierdie geleentheid. Ja, die boek het my 5 jaar geneem om te skrywe, en dis toe eers in Canada uitgegee onder 'n ander titel, en toe het 2 organisasies dit in die hande gekry, onder andere Open Doors, en hulle wou dit toe gebruik en vertaal, en het my toe gevra om 'n nuwe boek saam te stel, dit op te dateer, en 'n nuwe voorblad en my naam af te haal. Dit is uiteraard 'n baie sensitiewe onderwerp, en ek reis dikwels, so dit is hoekom dit gedoen is. Aan my ma se kant Duitse invloed, aan my vrou se kant Italiaanse invloed, toe sit ek die twee by mekaar. Dis van waar die skuilnaam kom. So ja, baie dankie vir die geleentheid. Ek het eintlik van die vroeë jare van hierdie eeu, 2004 en 5 en 6, het ons gemeente in Canada gereeld ontmoet met Pakistaanse moslems. En dit is waar my belangstelling eintlik regtig begin het. Maar toe later jare het ek op 'n besoek aan Kenia 'n konferensie bygewoon in 2019. En dit het nou regtig by my vir die eerste keer, ek het baie dinge in die nuus waargeneem. Ek het maar nog altyd 'n groot belangstelling in die geopolitiek. In my eerste praatjie het ek vertel dat as 'n student het ek staatsleer studeer, ekonomie en internasionale politiek. Dit het my altyd geboei, en ek het die nuus gevolg, maar toe verstaan ek die eerste keer wat gaan nou eintlik aan. En het ek baie ook van ons swart broeders gehoor by daai konferensie wat praat van hulle ervaring oor hoe jihadis deur hulle dorpe gekom het en die verwoesting gesaai het. Ek het gepraat met 'n vrou, 'n Somali vrou wat vertel het hoe sy
opgelei is om in Somalië in te gaan en in die geheim met gelowiges te ontmoet om hulle te bemoedig. Want hulle mag natuurlik nie aanbid nie. En ek het daar weggegaan en besef, maar ek het ook 'n aandeel. En ongelukkig leef ons meestal in die weste in Disneyland. Soos een van my broeders in Canada sê. World of make-believe, ons wil nie die werklikheid glo of sien of insien nie. We are in the twilight zone, but we imagine we are in Disneyland. And dit is ongelukkig so. And we will have to develop a spine and a voice. Otherwise, it will be gone very soon. Ons westerse beskawing en ons vryheid, ons vryhede as Christene. So toe het ek daaroor begin werk en lesings saamgestel vir kerkleiers in Afrika. Ek kom 2 keer per jaar hiernatoe. En daar's altyd versoeke om te kom en nog nuwe plekke te besoek. En toe kry een van my ouderlinge dit in die hand en hy sê, maar dit moet jy publiseer en dit het toe 'n boek geword en sovoorts. En nou het ek hier vroeër vanjaar die boek gepubliseer, Fatal Invitation, Meeting the Challenge of Islamic Dawah. Nou die eerste deel van die boek vertel nou eintlik wat is Islamic Dawah, so ongeveer 11 hoofstukke, waar kom dit vandaan, wat behels dit, ensovoorts, what is Dawah, the history of Dawah, the aims of Dawah, methods of Islamization, Dawah and deception, Dawah and victimhood, Dawah and fear, and Dawah through violence and threats, Dawah and jihad. En dan die tweede deel is, how shall we overcome? En ek neem dit van Openbaring, you know, en dan het ek 'n hele klomp hoofstukke daaroor, in 3 of 4 hoofstukke vergelyk ek dan die Christelike geloof of die leer van die skrif teenoor die bronne van Islam op verskeie onderwerpe soos women, justice, leadership and overcoming evil. En mens kan nog meer onderwerpe behandel, maar hierdie is uiters krusiale of belangrike onderwerpe. En veral die een oor women. Ek wil tog vir ons lesers sê, hulle moet op hoogte wees wat aangaan. Die houding van Islam teenoor die vrouens is direk verskillend van die Christelike boodskap daar. Dit is regtig waar. So ek is baie bly jy lig daar die kernpunt uit daar. So baie hoor ons van 'n jong meisie wat verlief raak en dan word sy 'n moslim. En sy het nie idee waarvoor sy haar geen idee. Ons moet ook onthou dat die moslim vrouens het hulle leeftyd nooit regtig vryheid geken nie. Hulle weet nie hulle is gewoond. Die see waarin hulle swem, is hulle aangewoond. Dit is nie lekker nie en nie maklik nie. Maar ons mense ken 'n ander werklikheid. En daai hoofstuk verklaar ook alles wat in Brittanje gebeur het die afgelope 3 dekades. Die grooming gang scandal. Ensovoorts. So, en dan die laaste deel van die boek gaan, only love will conquer evil. God's love in the gospel of his son, and there is no gospel without the triune God. En the triune God has spoken, die Bybel, en dan, blessed are those who overcome. En die laaste hoofstuk wys ek eintlik, hoekom is daar 'n affiniteit tussen die verlinkses en radikale islam. Ja, dit is interessant, daardie punt. En dit is eintlik al deur die hele eeu, laaste eeu is dit duidelik bewys op verskeie maniere. En een raakpunt wat daar is dat beide islam en die verlinkses haat die kruis. Ja, onder Sharia word die kruis nie toegelaat nie. Jy moet die kruis verwyder. En Friedrich Nietzsche haat die kruis. En daar ontmoet hulle mekaar. Die wil tot mag van Friedrich Nietzsche. Beide is totalitaries. En is geheel gekant teen Christelike waardes. Nietzsche het gesê, dis die slawe moraal. Beide in Islam en in die
Marxisme, gaan dit oor die wil tot mag. En die politieke bestel word gebruik, en veral die naïwiteit en die vulnerability van die Weste, en die westerse politici wat uitermate naïef is, dit word uitgebuit om uiteindelik mag te kry, en dan alles te verander. Want by die Muslim World League geld alleen die Cairo Declaration of Human Rights van ergens in die 90's. Nie die United Nations Declaration of Human Rights nie. En die Cairo Declaration of Human Rights sê baie duidelik, as daar enige konfrontasie tussen die twee is, dan geld die Cairo Declaration of Human Rights. En die Cairo Declaration is gebaseer op Sharia. En Sharia is gebaseer op die Sunnah van Mohammed. Sy lewe, sy woorde. So dit wil ons terugneem na die 7de eeu. Na die 7de eeuse Arabiese tribal gewoontes. Ja. En dit moet mense baie goed besef. Ja. Gaan lees maar sunnah.com. Gaan lees Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim. En dan weet baie mooi, waarheen wil Islam gaan? Nou, ontken ek nie vir 'n oomblik dat daar vredelievende moslims is wat nie daar wil gaan nie. Hulle mag jou bure wees, jou kollega wees. Maar dikwels is dit ook baie misleidend, want hulle kan hulle voordoen asof hulle vredelievend is, né? Maar daar is werklik baie, en ons moet verstaan dat Dawa het vir al die laaste 20, 30, 40 jaar weer op die lappe gekom, op die voorgrond gekom. En so alles is vloeibaar. Ag, daar's baie verhale oor hoe moslimlande verander het oor die laaste 30, 40 jaar. Van meer sekulêre state na fundamentalistiese state. Daar is nou ook 'n beweging na die ander kant toe, byvoorbeeld in Saudi-Arabië. Maar die meeste moslimstate het hierdie metamorfose ondergaan. Ayaan Hirsi Ali vertel hoe dit gebeur het in die Somali woonbuurt van Nairobi. Hoe sy dit voor haar oë gesien gebeur het, hoe dat hulle fundamentalisties geword het. En wat is die rede daarachter? Ek het 'n ander boek van 'n voormalige moslim uit Egipte, wat dieselfde ding vertel. In sy kinderjare het hulle dit gesien gebeur. So, in 'n geval, wat sit daar agter? En miskien is dit 'n goeie invalshoek. Islam kom natuurlik uit die 7de eeu. Mohammed is gebore in 570 volgens die Standard Islamic Narrative, want daar is ook 'n debat of alles so lekker in kanne en kruike is oor Mohammed, en of daar nie dalk 'n fiktiewe persoon geskep is rondom 'n gewelddadige warrior nie, maar ek kan nou nie daarop ingaan nie. Maar die punt is, hy is gebore in 570, sterf in 632, en in sy tyd probeer hy dan in Mekka eers die monotheïsme verkondig. Dit word op allerlei maniere verwerp en hy word bespot en weggejaag, en dit beleef hy baie ernstig as verwerping. En onthou dat Mohammed se pa dood is voor sy geboorte, en sy ma baie vroeg, en hy is toe grootgemaak deur Abu Talib, oom, en later trou hy ook 'n vrou wat heel wat ouer as hy is, Khadija, en nou beleef hy verwerping in Mekka. En so die hele islamitiese geloof is eintlik sy wêreldvisie vanuit sy verwerping uit. En dan word dit verwerp in Mekka, en vlug hy of emigreer hulle, soos hulle dit noem, na Medina in die jaar 610. Dit word genoem die Hijra, en dit is die begin van die islamitiese kalender. Natuurlik, Mohammed het vir Khadija vertel van sy openbaringe en wat hy beleef het in die grot, en hy het eers gedink, dit is 'n demoniese aanval. Dit is iets soos epileptiese aanvalle wat hy beleef het, en dan sê sy nee, maar dis van God, en so aan. In elk geval, hierdie
openbaringe van Jibril, of God via Jibril, gaan dan voort. En eintlik, as jy mooi daarna kyk, functioneer dit elke keer as 'n soort van 'n regverdiging vir wat Mohammed wil doen. Dan kry hy 'n openbaring. Byvoorbeeld, hulle moeg nie die ander Arabiese stamme op sekere tye van die jaar aangeval het nie, hulle karavane. Want die Arabiere was caravan raiders. Mohammed was a raider of caravans. Maar daar was 'n sekere tyd in die jaar wat beskou was, ja, dit word nie gedoen daar nie, en dis ooreenkoms, maar toe doen hy dit. Nou, hoe Mohammed, waar kom jy vandaan? Nee, maar hy het 'n openbaring. Ja, Magtelike oplossing. Natuurlijk. En so dit elke keer weer gebeur. En later kry jy 'n openbaring dat fitna, dit is die belewing van vernedering of veragting deur verwerping, die feit dat hulle nie sy boodskap wou glo nie, dat fitna is erger as om dood te maak. Met ander woorde, jy kan die maar doodmaak wat vir jou fitna veroorsaak. En dit is hoekom daar in Islam so geweldige sterk victim mentality is. Want die victim mentality regverdig jihad. Jy sal sien in die boodskappe van Osama bin Laden voor en na 9/11 het hy die hele tyd gruwe geopper teenoor die Weste, teenoor president Bush. Gruwe van gister, maar nie net van gister nie, van die reconquista van die kruistogte, verre gruwe. Met ander woorde, die gruwe regverdig jihad. En daarom dat Islam in wese 'n underdog mentality het. En die underdog mentality sluit so lekker aan by die linkses. Want hulle het hierdie soft spot vir wie ook al die underdog is. Ten spyte daarvan dat die underdog die gewelddadige dikwels is en die ene wat ander onderdruk en seermaak en doodmaak en verkrag, maar omdat hy homself voorgee as die underdog, daarom moet ons aan sy kant staan. Want die linkse politiek werk ook maar met die resentment, die bitterheid en die underdog mentality. So, dan kry hy openbaring dat fitna is worse than killing. En so, dit regverdig dan nou oorlog. En op 'n stadium, as hulle nou moet Mekka aanvat, dan lyk dit nie of Islam die pyp gaan rook nie. Maar dan kry jy weer openbaring, dat die manne wat sterf, hulle kry 72 vroue. Magtelike oplossing. Ja, perpetual virgins in paradise. So, en in elk geval, as jy deel is van die oorwinnende mag, dan kan jy dadelik die vrou vat van die manne wat doodgemaak is. Kan jy net daar op die plek, kan jy marry, en jy weet wat dit beteken. Verkrachting, né? En dit hoef ook net 'n paar weke te hou, dan kan hulle weer los. So dit is 'n wen-wen situasie. Jy weet, en so aan. Dit is een van die geheime agter die geweldige verspreiding van Islam. So vinnig. Ek meen, die eerste groot slag is Jarmuk in 637, net daar naby die see van Galilea. Heraklius, die Romeinse keiser, wat vir jare lank teen die Perse geveg het. Nou is beide Persië en die Byzantynse ryk is moeg. Hulle is uitgemergel. En nou kom hierdie mag uit die Arabiese woestyn. Hulle sien hulle maar as Sarasene, Ismailite, Hagarenes van Hagar. Is nie moslems genoem toe nie. En hierdie nuwe mag wat verbete is en met 'n minderheid op daai stadium veg, maar so gemotiveerd. Natuurlik, hierdie belonings. Dis te goed om waar te wees. In elk geval, hulle veg 5 of 6 dae moedig. En dan hardloop hierdie Romeinse of Byzantynse soldate, die Arabiere noem hulle Romeine, maar dis die Christian Empire of the Byzantine world. Dan hardloop hulle en spring hulle af by die Yarmouk Gorge. Gaan kyk maar op die internet
na die dood. Ja. En die keiser, sy hart is gebreek. Ja. Hy is verstom. Ja. En dan vat hulle Damaskus, Christelike stad. Hulle vat Antiochië. Hulle vat Jerusalem. Hulle vat Alexandrië. Net so. In Gaza Ja. was dit 'n Christelike streek. Dat Christene daar gewoon. Is daar 'n geweldige verhaal van die martelare van Gaza, wat geweier het om Jesus te verloon. Dan gaan hulle in Egipte in. Dan kom hulle by daai geweldige biblioteek van Alexandrië. Dan vra hulle vir die kalif, nou wat moet hulle doen hiermee? Dan sê hy, as dit met die Koran saamstem, het ons dit nie nodig het nie. As dit met die Koran verskil, het ons dit ook nie nodig nie. Brand dit. Dit brand vir maande. Barbare, nee, barbaarse optredes. Egipte was 'n Christelike land. Ai. Dan gaan hulle al langs die kus, Ai. tot hulle by Marokko kom. Ai. Karthago, vermaarde Christelike stad wat Tertullianus oplewer en Cyprianus, die beroemde martelares Perpetua. Eendag maak hulle oë oop. Hier later in die 7de eeu, dan is die ouens op die horison. Dan flits hulle swaarde in die sonlig. Dan kom die twee boodskappers. Aanvaar goeie leiding. Daar is geen God behalwe Allah nie. En Mohammed is sy profeet. Onderwerp julle en julle sal vrede hê. Ja. Ai. Dit was die boodskap. Onderwerp julle en julle sal vrede hê. Ja. Want dit is die godsdienst van vrede. Wie wil nou daarmee stry? Onderwerp jou en jy het vrede. Maar dis vrede met die swaard, net die swaard as Ja. die vrede maak nie, dan gebruik ons die swaard om vrede af te dwing. En dan weier Karthago. Ja. Maar dan word die stad beleer. En net 2 war engines is nodig om die stad in te neem. Ai. En gewoonlik dan word die geestelikes afgeslag, die ouer mense en die jongeres word weggevoer as slawe. Hulle het veral gehou van die meisies van Byzantium en die jong seuns. En as hulle byvoorbeeld Cyprus neem, Ja. dit is hier so 30, 40 jaar nadat Damaskus val. Baie gou, net so. Ek dink hulle voer so iets so 17.000 jong Christene van Cyprus Ai, weg. ai, Kan jy dit voorstel? Ai. Nadat die hele plek verwoes is. Ai. Maar ons is niks hiervan vertel nie. Nee. Wat het ons gedoen sedert die reformatie? Hoekom is dit nie in ons geskiedenisboeke nie? Ja. Wat ek hier vertel, kom nie van ons propaganda nie, dit is uit eie tydse bronne. Ja. Van beide moslim en Christen bronne. Daar is Johannes van Damaskus en ander wat hieroor geskryf het. Sophronius van Jerusalem, biskop of 'n patriarg. Hier is 'n boek. Maak dit voorgeskrewe literatuur in jou skool, teologiese skool, hoërskool, watter opleiding. Dis Sword and Scimitar, 14 centuries of war between Islam and the West. Ai. Sjoe. En mense ken dit nie, hulle ken die geskiedenis. En toe kom hulle so van al die kante af, Ja. soos 'n seekat. Ja. In 711 Ja. kruis hulle die Mediterranean, daar by die rots van Gibraltar, wat vernoem is na Tariq, wat die Berber moslems lei in Spanje. Maar die Europeërs het nou al, jy praat nou van 'n 80 jare sedert Mohammed se dood, het nou hulle begin gewoond geraak met hierdie Muslim raids, wanneer hulle kerke brand en mense doodmaak en meisies en seuns wegvoer. So hulle dog toe nou, die Berbers is maar net hier vir another raid. Ai. Maar Tariq het sy manne gesê, brand julle skepe. Ai. Hoe lank dink jy was hulle in Spanje? Sjoe. 700 jaar. Hulle het Spanje regeer vir 700 jaar. Ai. Hulle is gestop in die middel van Frankryk. Ja. Deur Charles Martel, die oupa van Charles die Grote. Sjoe. Daar het 'n klein enklawe oorgebly in die noorde van Spanje. In God se genade. En op 'n stadium sê die gouverneur of die koning van daardie klein enklawe, hierdie is die mosterdsaad. Ja. Wat begin groei. Van daai mosterdsaad Ja.
het die Reconquista gekom om hulle weer uit te dryf uit Spanje. Ja. En dit is ook hoekom Isabella en Ferdinand so radikaal was. Die Inquisisie kom dan, want hulle is so verhard deur hierdie, kan ek sê, battle met Islam, dat hulle nou oorboord gaan. Ja. Maar in elk geval, dis die verhaal, en reg rondom die Middellandse See, het hulle hierdie strooptogte en voer hulle slawe weg. Later werk hulle met die Vikings saam, en hulle het 1 miljoen wit slawe gevat. So ons hoor net van die ander slawe handel, maar nie van hierdie nie. Nee. En daar was 'n slawemark, 'n moslim slawemark in die suide van Switserland. En in die suide van Engeland, in Somerset. Ja, dit is eers gestop in die 19de eeu deur 'n Amerikaanse president. The Barbary slave trade. So, en dit was hulle plan, hulle wou Europa hê. En die groot prys was Konstantinopel. En hulle kom van al die kante af. Later, as die Mongole bekeer tot Islam, dan kom hulle van daai kant, deur Rusland. Maar die Here rig mense op en die Russe stop hulle. Geweldige veldslae. En hier kom hulle deur die Balkan. Hulle word op 'n stadium gestop by Wenen, 1683. 'n befaamde Poolse leier red die Weste. Lepanto. 'n slag op die see. En so, dit is nie dat Islam net baie groot dele gevat het nie, dit het soos 'n konsertina gegaan. Dan het die Here weer sy kerk opgerig, waar daar sterk mense, waar sterk leiers, dan kry hulle weer groot dele terug. Ek praat nou nie van die kruistogte nie. Dit het gebeur lank voor die kruistogte. En nou hoor ons vandag, ag, ons het almal so lekker saamgeleef, vreedsaam, al die jare. Niemand verklaar hoe Islam so vinnig versprei het nie, maar ons het so lekker saamgeleef, Jood, Christen, Islam, en daar kom die kruistogte uit die niet uit, deur 'n magspel van die keiser en die paus, en ons bederf die hele party. Dis die nonsens wat ons kinders by universiteite leer. Gaan wonder, hulle gaan waar hulle gaan nie. Maar in 'n geval, as 'n mens siende blind wil wees, dan wat kan jy doen? So, in die tyd van die Reformatie, sê die paus, ek het my hande vol met die Turke, ek kan nie tyd bestee aan Luther nie. En Luther sê, die Turke is die stok van God om die kerk wakker te maak. Ja, so. Maar hulle wou Wes-Europa hê. En dan val Konstantinopel in 1452. Kan u voorstel, al hierdie groot Christensentra het geval, Nou val Konstantinopel, die grootste kerkgebou in die wêreld, die Hagia Sophia. En een rede hoekom dit val, is vanweë hierdie onderlinge stryery tussen die Christene, die ortodoks en katoliek. Want ons is mos nou so, as ons hoor daar is ortodokse Christene wat lei in Sirië, of Koptiese in Egipte, ag, dis nie van ons nie. Daai gesindheid is deels van ons ondergang. Ons moet by die plek kom, omdat ons sê, almal wat die drie enige God bely, en bereid is om vir hom te sterf, is my broeder en suster. Ons kan later oor ander goed ook praat. Ons moet daaroor ook praat, Maar die verdeeldheid van die kerk en die gerustheid en die wêreldgelykvormigheid van die goewerneurs en die patriarge kla daaroor. Op 'n stadium kla 'n patriarg, daar's cross-dressing, en dit is hoekom die Here hierdie dinge oor ons gebring het in een van daai stede. In 'n geval, so daar was 'n eerste golf wat Islam uitgebrei het, en dan het hulle nou al hierdie Christene wat of moslems geword het onder dwang, of wat nou tweede rangse mense is en wat onder Islam leef as dhimmis, en ek sal net nou daarmee uitkom. En geen wonder dat die vroeë moslim kalifaat in baie opsigte suksesvol is nie. Baie goed presteer nie. Hulle ploeg met 'n ander man se koeie. En dit is 'n feit.
Daar het baie Christene in die howe van Islam gewerk, né? Ja. Okay, en dan is daar die tweede groot golf van vervolging hier in die eeu net voor die reformatie, 2 eeue. Maar dan kom die koloniale tydperk. Want nou gaan die Christendom is vir alle praktiese doeleindes of uitgewis of onderwerp onder die kalif vir 2/3. Die 1/3 wat oor is Wes-Europa en dan Oos-Europa en in Rusland, right? So as mense wil sê, ja, Christendom is 'n wit man godsdiens, weet jy hoekom? Was dit 'n wit man se godsdiens? Al wat oorgebly het. Dis al wat oorgebly het. Ai. Sjoe, tragies. En dan 1452 val Konstantinopel. Dan is dit die Renaissance. In 1490 begin die skepe van Europa te seil om die wêreld. Word die boekdrukkuns uitgevind. Weet jy wat is dit? Jailbreak. Ons breek uit die tronk. Dis daar vasgekeer. Ja. Want nou gaan Europa vooruit in alle terreine, militêr, intellektueel, kultureel, geestelik, en Islam gaan agteruit. En dit beleef hulle as shame, skande. Hoekom gaan hierdie veragtelike Christene vooruit en ons is agter? En dan is die koloniale tydperk waar koloniale moondhede oor moslimlande regeer en baie dinge nie toelaat nie. Van Sharia, wat die ekstremer kant van Sharia. Koloniale moondhede regeer oor hulle, Frankryk, Brittanje ensovoorts. En hulle is nou regtig die underdog, right? Maar hulle word nie verdruk en mishandel nie. En daar is nou meer en meer boeke wat ook uitkom. Daar in Amerika, van alle plekke. The Case for Colonialism, kan jy dit glo? Ja, ons het nou die volle sirkel gegaan. Miskien was alles nie so verskriklik sleg nie, want ons sien wat die alternatief is. Ja. Anyway, so, maar dan kom die koloniale tyd tot 'n einde, gedurende tussen die 2 wêreldoorloë. En by the way, die 2 wêreldoorloë is katastrofaal vir Christianity. Want van die buitekant sê hulle maar, wat gaan hier aan? Julle kom doen sendingwerk by ons, maar julle gryp mekaar aan die keel in Europa. Presies. En daarom na die Tweede Wêreldoorlog loop die kerke leeg. Die kinders sê, hoekom moet ons in die kerk sit? Ja. En Europa begin dan te drink by bitterfonteine. Al die filosofe, jy weet, nie net Nietzsche nie, Foucault, die eksistentiefilosofie. Dit is eintlik maar 'n death wish, waarmee hulle besig is. En hulle skuldgevoelens, die ewige skuldgevoel, omdat hulle geen verlosser het nie. En die skuldgevoel maak dan dat jy net alles wil weggee. En nie meer omgee vir jou eie nie. Maar in 'n geval, so is dit dan die Koue Oorlog, en nou is 2 supermoondhede aan die stuur van sake, en hulle laat nie jou toe om net enige ding aan te vang nie. So, nog steeds is die moslimwêreld deeglik in beheer gehou. Maar dan kom die Koue Oorlog tot einde. 1989. En dan kyk die moslems na ons, en hulle sien die Weste is moeg. Geestelik moeg. Nou moet hulle inspring. Moreel moeg. Polities moeg. Dis ons kans. Jong. Dis ons kans. Hulle skryf dit in hulle boeke. Hulle geleerdes. Hoekom moet ek dit nie glo nie? Nou het ons die kans om Europa te vat. Ons kon hom nie vat nie. Nou kan ons hom vat. Nie net Europa nie, ons wil die wêreld hê. So Afrika en Europa is baie in die fokus, maar ook die res van die wêreld. Wêreld onder Sharia los het. En hulle sê dit.
Ons moet julle verlos van julle ellende. Ai. Julle is in ellende. Ja. Arme mense. Ai. Islam is the solution. Muslim Brotherhood. Sjoe. Dit is dawah. Dawah means it's Muslim sending. Ons nooi jou uit, buig voor Allah en jy sal vrede hê, maar as jy nie buig nie, het jy probleme. Ja. In die eerste deel sterf jy. Maar dan later is daar nog 'n openbaring vir Mohammed, die mense van die boek, van die Bybel, en van die Jode. Ja. As hulle dan nou nie wil moslims word nie, is daar 'n derde opsie wat genoem word die Dima Pact. Betaal jizya, belasting. Amper so half slawe. Ja, jy word volledige slaaf. Ja. En vir die res van jou bestaan, ja, jy kan in jou kerk wees en so aan, maar jy moet jizya betaal. Nou dit is swaar belasting. Vra maar die Christene in Pakistan of Egipte. Ai. En saam met dit kom 'n heel rits reëls. Jy mag nie 'n perd ry nie, net 'n donkie. In die mark moet jy opstaan vir 'n moslim. As jy nie verkeer is, moet jy toegee. Jou stem beteken niks in 'n hof nie. Jy mag nie 'n wapen dra nie. In 'n gemengde huwelik moet die kinders moslems opgevoed word. 'n Christen mag nooit 'n voog wees vir moslim kinders nie. Legio wette. Ja. Jy mag nie jou huis hoër bou as 'n moslim se huis nie. Jy mag nie 'n kerk bou naby 'n moskee nie. Daar mag geen kruis aan die buitekant wees nie. Jy mag nie buitekant gaan met die evangelie nie, buite die deure van jou kerk nie. Ai. Sjoe. En wanneer jou verteenwoordigers die jizya dan bring na die kalif of wie ook al, eenmaal per jaar, en dit kan selfs wees in die vorm van dogters en seuns, dan word die scimitar op jou nek gelê. Ai. De wys wie's baas. Onthou. Ja. Sjoe. Ek het eenmaal gelees dat in die Eerste Wêreldoorlog het die Britte vir die Armeniërs en die Assiriese Christene gesê in die ooste van Turkye, hou op met jizya, ons sal julle kom help. Ja. Ai. Toe hou hulle op. Ai. Jy weet daarvan, hè? Uitgewis, nee, massamoord. Ja. Sjoe. En in die moslim eskatologie kom Isa terug. Dit is nou hulle Jesus. To break the cross and to destroy jizya. Ai. Wat hy daarmee bedoel is dit. Die vergunning wat jy nog gehad het, is nou oor. Nou is dit nie my woorde nie, dit is die Koran se woorde, die varke en die honde doodgemaak. Ai. Dit is nie in een enkele versie in die Koran of die Hadith nie. Dit is die grein van die teks. Dis die boodskap. Ja. Die hele boodskap van die Koran is 'n as them. And what will happen with the disbelievers, the kafir. Ja. Wat sal met hulle gebeur? Ja. Die hele boek is daaroor. Ja. En hoe om hulle te beheen. Jy mag nie met hulle vriende maak nie. Jy mag hulle wel onder die indruk bring dat jy hulle vriend is. Maar jy mag nie vriende maak nie. En so, Dawah kom dan op sedert die 87 jare. Nou, ek wil nie daarmee sê dat alle moslims is vir die ekstreme vorm van Sharia nie. Maar meningspeilings van Pew Research en ander het getoon dat die meerderheid van die grootste moslimlande met die grootste bevolkings is vir Sharia. 7de eeuse Arabiese tribal wetgewing. Gaan lees marsuna.com. Dan sien jy weet waaroor dit gaan. Ai. En die sal ek sê moderate, wat is die Afrikaans? Die gematigde moslims wat probeer daarteen opstaan. Natuurlik baie is te bang, maar die wat dit wel doen, hulle lewens is in gevaar. Ja.
Waar in die wêreld word 'n ex-Hindoe of 'n ex-Christen of 'n ex-lesbien of 'n ex-wat vervolg? Wat hulle eintlik moet organisasies stig om hulle lewens te beskerm. Hoor jy daarvan? Ja. Maar ex-moslims moet beskerm word. Ja. Ai. Ja. Ja. En so, hulle het al gesê, want dit is die godsdienst van vrees, dwang en misleiding. Ja, nie die godsdienst van vrede nie, maar van vrees. Ja. Dit is 'n baie belangrike punt daarin. En daar's meer as een sheik of grootkop wat al gesê het, as die apostasy wet nie meer sou geld in Islam nie. Dit meen dat moslems nie met die dood gestraf word as hulle die geloof verlaat nie. Nou dit word nie oral toegepas nie. Dit word wel. Mauritanië gaan dit toegepas word. In Pakistan gaan dit waarskynlik gebeur. Dit hoef nie die regering, dit kan 'n mob wees. Maar die regering gaan niks doen nie. Ja. As die apostasy laws van die boeke af is, sal Islam sterf. Ja, want dwang kan nie oorleef nie. Dit sê hulle. En terloops, daar's baie bespiegelinge, maar dat tot 2 miljoen moslems per jaar in Indonesië oorgaan na die Christendom. Ja. En ons weet die verhaal van Iran is baie goed bekend. Ja. Maar daar's ook 'n ander, die hartseer saak, is wat gebeur in Brittanje. Ja. Die moslems self waarsku daarteen, van die UAE en ander plekke. Julle weet nie wat julle doen nie. En jy kan nou boeke koop in Londen, Ja. wat jy nie in Saudi-Arabië kan koop nie. Te ekstreem. So erg is dit. Ja. Sjoe. Maar dit is omdat ons Sit in slaap, ons besef nie die gevaar nie. ons virtue signaling, Ja. ons wil tog lyk asof ons so wonderlik is. Ja. Enige ou kan ons eie mens gee ons nie vir om nie. Ja. Daar is miskien selfs 250.000 meisies deur grooming gangs verkrag. Ai. Gooi jou eie kinders onder die bus. Dit moet net nie rassisties lyk nie. Ja. Want as ons nou 'n saak maak daaroor, Ja. want dit is meerendeels Pakistaanse manne Ja. en wit meisies, dan lyk dit ons nie goed nie. Ja. Dis waar ons is nou. Ja. Maar dank die Here, jy weet seker van die wending in Europa en in Brittanje. Die ander dag was daar meer as 1 miljoen mense bymekaar. Ja. Daar's 'n reus besig om op te staan oor die wêreld. En dit is wonderlik. En mag ek net daarmee eindig. Die probleem van Islam is, as jy 'n goeie moslim wil wees, moet jy in alle glo en sy profeet volg. Die sunnah van Mohammed moet jy navolg. En die sunnah van Mohammed is die probleem. Ja. Ai. Jy weet, as ons Jesus volg, dan dink ons, of dan bedoel die Bybel, die Nuwe Testament, vir al sy weg na die kruis, dat jy bereid is om vir hom te ly en te sterwe, want hy sal jou weer opwek. Maar om Mohammed te volg, moet jy alles doen wat hy gedoen het. Ai. Alles. Gaan kyk maar op die lughawe, as die mense hulle was, die manier hoe hulle was, die elmboë, presies soos Mohammed gedoen het. Sjoe. Die manier hoe hulle bid. Alles. En jihad is deel daarvan. En die victim mentality. En alles. So, dis jou probleem. Ayaan Hirsi al het by stadium gesê, Islam moet hervorm soos Christendom. Maar toe vind sy gou uit, maar dit kan nie werk nie. Want by ons het dit beteken kom terug na die evangelie, na Christus, na die woord. Nee, kan nie daar, gaan nie goed wees nie. In feite, in werklikheid moet ek sê dat die leier van Saudi-Arabië, MBS, Mohammed bin Salman, het gesê dat 90% van die hadith is nie versoenbaar met die beskawing nie. 90%. Ai. En dit is 'n gewagte uitlating om te maak. Sjoe.
Nou vir die wat nie weet nie, die hadith is die kolleksie van die woorde en die dade van Mohammed wat saamgestel is. Daar's verskeie samestellings. Sahih al-Bukhari en Sahih Muslim, Abu Dawud is die bekendstes. Maar nietemin. So, ons is nou in die tyd van die derde oplewing van Islam, en waar baie onder hulle sê, dis ons kans. Maar, terwyl daar hierdie moed en durf in Islam is om nou die wêreld te vat, is daar 'n geweldige krisis ook. Baie mense weet nie of Islam hierdie eeu sal oorleef nie, want vir die eerste keer in 14 eeue word hulle bronne ontbloot. Onthou, Islam is baie 'n geloof van, jy glo wat die imam vir jou sê. Meeste Arabiers sprekende moslems verstaan nie eers die Arabies van die Koran. Ja, en die meeste moslems is nie eers Arabies nie. Ja. Met ander woorde, hulle het maar net altyd geglo wat die imam vir hulle vertel. Soos die lidmaat wat net glo wat die dominee hom sê. En nou is alles vertaal en beskikbaar digitaal. En daar's baie polemici, dink aan David Wood, en die Apostate Prophet, dink aan Hatun Tash, dink aan J. Smith, wat hierdie bronne oopmaak. En hulle sê, kyk wat staan daarin. Hoe is dit moontlik dat jy sulke goed kan glo? Ja. En so, dit is 'n krisis. Een van die topgeleerdes van Islam in die Weste, het nou die dag gesê, 'n Harvard professor, dat die hele moslim geloof oor die onveranderlikheid van die Koran is nie so eenvoudig nie. Dat wat hulle gesê is om te glo vir 14 eeue, is toe uiteindelik nie heeltemal die waarheid nie. En sy woorde was, there are holes in the narrative. En hy het ook onlangs nou gesê, dat, kyk, die hadith is hierdie oorleweringe oor Mohammed, wat eintlik van 200 jaar na Mohammed kom. Toe het hy gesê, die hele Sunni wetenskap oor die oorleweringe van die hadith, van al hierdie dingetjies wat oorgelewer het, sê hy, geen geleerde in die Weste beskou dit as geloofwaardig nie. En dit was 'n storm. So hulle erken nou, dat hulle fundamentele dokumente, daar ernstige vraagtekens oor is. En dit is 'n krisis. En ook 'n krisis is die geweld. Baie moslems keer hulle teen Islam vanweë die brutaliteit. Waar ek kom in Afrika, sien ons dit. Hoe mense hulle bekeer tot Jesus en tot die Christendom. Omdat hulle kan dit nie meer vat nie. 'n vriend van my het 'n begrafnis gehou van studente wat vermoor is, brutaal vermoor is. En dit is in die oop lug. En na die tyd kom 'n imam en sê, hy huil, hy sê, ek wil na die hemel toe gaan. Te erg. Waarheen daai dogter is. En dan kom hy met sy hele gesin oor. So die jihad werk beide kante toe. Sekere dele word die aarde skoongemaak van mense, maar moenie 'n fout maak nie. Geen mens na God se beeld geskape kan dit in die gesig staar vir altyd nie. En nou wat moet ons doen? Wat moet ons as Christene doen? Hoe kan ons hulle benader? Die heel eerste ding is, ons kan nie aan die slaap wees nie. Ons moet weet wat aangaan. Ja, presies, moet verstaan. Ons moet onsself vergewis, en ons moet selfs mense in ons eie kerke en gemeenskappe wat gawes toon en belangstelling toon, ondersteun om te gaan studeer, om selfs Arabies te leer. Ons moet sulke mense, die Jerusalem het wagters op die mure gehad, en dit moet ons doen. Ons moet weer kennis kry. Daar was 'n ou Chinese geleerde wat gesê het,
Sun Tzu, 500 voor Christus. As jy die vyand ken en jouself, hoef jy vir geen veldslag te vrees nie. As jy jouself ken, maar nie die vyand nie, sal jy vir elke oorwinning ook 'n nederlaag behaal. As jy nog die vyand, nog jouself ken, sal jy elke veldslag verloor. Ja, en ja. die grootste deel van die Christendom is nou daar. Ja. Ons weet nie wat ons self glo nie. Nee, ons glo nie meer wat ons geglo het nie. En Ja. ons weet ook nie wat die ander ou ken. En ons sy glo nie. is so aan die slaap. Ja. Die Koran sê, Allah is the greatest of all deceivers. Ja. Hy. Islam werk deur deception. Ja. Een van die vroegste kerkvaders het sê, it's all trickery and terror. Right? Ja. En by terloops, Paulus sê in 1 Korintiërs 4 en 2 Korintiërs 4 uitdruklik in die verkondiging van die evangelie. Enige vorm van misleiding is totaal taboe. Ja. Nou, hoe kan ons daardie mense bereik? Hoe is dit moontlik? Maar laat ek nou net verduidelik, so ons moet weet wat hulle beplan. Ja. Ons moet terugkom na ons kernwaarhede. Ja. En ek dink aan die Nicene Creed, die Apostles Creed, daai kernwaarhede. Ja. Glo jy werklik dat Jesus God is? Ja. Want die Islam was van die begin af gefokus op Christianity en veral op die drie-eenheid en die godheid van Christus. Dit uit die weg te kry. Ja, hoekom is hulle so gefokus daarop? Dit is 'n ander saak, maar die punt is, glo jy dat Jesus God is? Of is dit sommer 'n dogma wat deur die Romeinse kerk ergens in die middeleeue ontwerp is? Die kernpunt. As Christus nie God is nie, dan val alles plat. Ja, Soos dis waarom alles draai. ja, en ek het in die 90er jare, vroeë 90er jare, my katekisasie klas daar in Kreersdorp gevra, hoeveel van julle glo dat Jesus God is? En ek dink is 10% het die hande opgesteek. Hulle het nie geglo nie, maar nie geweet nie. Ja, oningelig. En mense lig hulle nie aan nie. Ja, so dit is, en ons almal dra skuld daaraan. Ja. Wat het ons gedoen? Nee. So, maar dit is ook omdat ons nie die Bybel eers lees en werklik die Here ken nie, nee. Maar in elk geval, dis baie belangrik. Die eenheid van die kerk is belangrik. Alle ware gelowiges moet ons aan vashou en mekaar ondersteun en mekaar bid en mekaar lief hê bo-oor kerkverbande hier en sekondêre verskille heen, né? En moenie die slegste van die ander een glo nie. Vind uit wat hulle glo en loop 'n pad saam en dan kan ons ook oor verskille praat. Maar hierdie verdeeldheid van die kerk is ons ondergang. Ons moet mekaar vashou en nou jy weet Paulus sê aan die Filippense, al wat ek wil weet is dat julle een van siel en gees saam stry met groot durf vir die evangelie en julle nie laat afskrik deur die vyand nie. Dit moet weer gebeur. En dan stry ons vir die evangelie, nie vir die wegraping of vir die uitverkiesing of vir wat ook al nie, wat ons verhef tot die belangrikste nie, maar vir die evangelie. Dit is baie belangrik. En ons moet verstaan, wat is die evangelie? Ja. Die mense verstaan dit, die jongelinge verstaan dit nie meer nie. Ja, dit is 'n tragedie. Wat is die evangelie? Daar was 'n konferensie in Amerika. Where is the gospel? In the gospel of Matthew. Hoe kan hulle so 'n konferensie belê? Want hulle glo the gospel is justification. Okay? Wel nou, waar is dit in Matteus? Dit wys vir jou waar ons geëindig het. En weer eens, justification is 'n kosbare leer. Ek glo dit met my hele hart. Maar dit alleen is nie die evangelie nie. Die evangelie is die menswording, die lewe, die wonders, die lyding en sterwe van ons Heiland, sy opstanding uit die dood en sy hemelvaart en die uitsending. En hoekom het hy vir ons gesterf? Die mense weet nie hoekom hy vir ons gesterf nie. En om ons te verlos en ook die prys te betaal vir ons verlossing. Vir ons sondes. Want ons is sondaars en ons verdien om te kom onder die oordeel van God. En hy het vir ons ingetree. Hy het hoëpriester. En want die seun van die mens het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys. 'n losprys vir ons. En ons word gered deur die bloed van die lam en deur die gees van God wat ons nuut maak. Maar in 'n geval
So, die evangelie moet weer ontdek word en gepreek word en moet gedeel word aan elke mens. Ja. Jy en ek kan nie aan alle mense die evangelie bring nie, maar ons moet aan elke mens. Ja. Dit beteken geen onderskeid. Ons deel die evangelie, ook met ons moslimvriende, bure, kollegas, wanneer die tyd daar is. En in die proses, dit is altyd beter om hulle te kry wanneer hulle meer alleen is, 1 of 2. Ja, ja. Moenie dink jy gaan by die moskee sukses behaal nie. Jy kan maar so toe gaan, maar kyk hoe dit daar gebeur, maar jy ook nie in 'n park waar die hele familie bymekaar is nie, maar waar ons hulle alleen, nooi hulle uit vir 'n Bybelstudie, nooi hulle, vra of jy vir hulle kan bid, stel regtig belang. Kyk wat Christus uitgewerk het. Meeste van sy his audience, hy sê gehoor, was 1 tot 1. Hy het 1 tot 1 hulle bereik en 1 tot 1 die evangelie oorgedra, 1 tot 1 hulle se bekeer. Ja, dink aan Johannes 3 en 4, né? Daai mense kom, Nicodemus, hy dink hy is iets omdat hy nou van die Joodse raad is en geleerd is, dan wys die Here vir hom. You need a total makeover. Ja, 'n bekering, 'n hartsbekering, verandering vanuit die hart uit. Ja. Want wat uit die vlees is uit die vlees, maar wat van die gees is gees. En dieselfde met die vrou by die put, sy wil nog praat oor allerlei dinge. En dan sê die Here, waar is jou man? En dit is hoe die Here mense bereik. Hy gaan deur die fasade van die godsdienstigheid en die moraliteit en hy kom na die hart toe. En hierdie moslim mense het ook harte. Maar hulle vrees is geweldig. Geweldig. So, maar die Here breek daardeur ook. Daar's talle verhale. Soveel biografieë nou. Want hy wat in ons woon is sterker as hy wat in die wêreld is. Die hele wêreld is in die hand van die goddelose, maar die Here is met ons. En daarom sê Jesus, as hy sy disippels voorberei, en wanneer die Heilige Gees kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Sonde dat hulle my nie geglo het nie, geregtigheid dat ek na my Vader gaan. Oordeel dat die owerste van die wêreld geoordeel is. Met ander woorde, hulle wat my verwerp, wat ontken dat ek is wie ek is, sal oortuig word. Hulle het gedink ek is 'n krimineel of 'n misleier. Hulle het my op die kruis gesit. Hulle sal sien dat ek aan die regterhand van die Vader is. En dat die een wat hulle volg, die prins van hierdie wêreld, is veroordeel. En hulle is dus aan die verkeerde kant. Met ander woorde, as die Here sy disippels uitstuur, as jy uitgaan om Toyotas te verkoop of Sanlam te verkoop, dan is dit jy in jou woord. As jy 'n goeie produk het, is dit goed. Maar dit bly nog, maar as ek gaan om die evangelie te verkondig, dan is daar die derde persoon van die drie eenheid. Om die by te staan. Dis geweldig. En dis hoekom die kerk soos 'n veldbrand versprei. En dat sy wat geen kinders gehad het nie, Jesaja 54, daai ou 120 met die rug teen die muur, versprei oor die wêreld, 2.2 miljoen, nie onder dwang nie. Nou ja, ek sê nie almal is ware Christene nie, maar nie onder dwang nie. Vrye keuse. Ja, en baie keer ten spyte van. Maar hulle getalle het te doen met geboorteaanwas en dwang. En materiële gewin, by the way. En so moet ons die evangelie aan almal bring en ons naaste lief hê. En ons moet as Christene terugkom na die woord. Ek het gesê, lees die Bybel. Nie dagstukkies nie. Die Bybel. Lees hom so totdat jy kan praat oor Filippense of Jakobus sonder dat jy dit eers oopmaak. En leef dit. En maak die Sermon of the Mount die standaard. Want ons het ver weggeval. En alleen as ons by die woorde van Jesus lewe, kan ons ook verwag dat hy ons vergewe.
Maar as ek sommer my eie standaard stel, moet ek nie eers gaan vra vir vergifnis nie. Gaan na, Jesus het gekom as die Seun van God. In hom het die koninkryk na ons toe gekom. In hom spreek God tot ons. Neem sy woorde baie ernstig. En dan ook soos die apostels verwoord is in die briewe. Nee. Ja. En moenie vrees nie. As ons vrees, het ons verloor. Maar as ons vrees, verstaan ons nie die evangelie nie. Want oor en oor sê die Bybel, in die konteks van vervolging, nie 'n haar sal val van julle hoof nie. Wie is die een wat beskuldiging bring? Romeine 8. Wie sal julle beskuldig? Ek is die een wat julle vryspreek. Ek het my seun gegee. Sal ek julle nie alles gee wat julle nodig het nie? En dan sê hy, wie sal ons skei van die liefde van God? So, en dan gaan dit oor vervolging. Owerhede, magte, teenwoordige of toekomstige dinge. Vervolging, Ja. die swaard. Ja. So vrees is eintlik 'n indikator dat ek nie naby die Here Jesus is nie. Ja. Want hy vul my, sy liefde dryf vrees na buite. Ja. En as hulle sien ons vrees nie, sal hulle die boodskap kry. Ja. Nee. Ja. En weet dat alles in die Bybel voorspel is. Gaan kyk maar wat sê Daniël in die laaste deel van Daniël 8. Ja. Wie word daar beskrywe? Het lyk aan baie na Mohammed. En dan gaan lees die Bybel, gaan lees Openbaring. Hierdie stryd tussen lig en duisternis. En waaroor gaan die stryd? Dit gaan oor die naam. Die naam van die Seun van God. Paulus vat Jesaja 45:28. God het gesweer, voor my sal elke knie buig en elke tong bely dat ek die Here God is. Daar is geen ander God nie. Daar is geen ander rots nie. Dan vat Paulus daai woorde, Paulus die Fariseer, die Jood van alle Jode, onder Gamaliel gesit. En hy gee dit aan Jesus. Want hy was gehoorsaam tot die dood van die kruis. En dit is waaroor Handelinge gaan. Daai naam. Ja. Want Jesus het gesê, hulle sal julle bring vir goewerneurs en konings, staan dan op vir my naam. Presies. En dan sien jy hoe Petrus die naam verkondig. Dan die hele boek van Handelinge is 'n stryd oor die naam. Ja. Die vyand wil die naam vernietig, Ja. en die apostels verkondig die naam. En die grootste vyand van die naam word omgekeer. En dit sien ons die wêreld vol nou. Die beste Christene van die bestes kom uit Islam. Hulle word die mees wonderlikste Christene. Bevryding uit die dwang. Ja, maar hulle het geen vrees nie. En hulle die Here so lief, want hulle weet waarvan hulle verlos is. So baie dankie. Hierdie boek, dink ek, kan by print on demand bestel word. Hulle kan hierdie boek kan jy bestel hier by Homebase TV. Jy kan ons bel en die prys is R150. Jy kan dit hier koop, plus die posgeld natuurlik daar, soos as jy wil meer uitvind omtrent Islam, wat presies dit behels en hoe hulle kan bereik, koop hierdie boek. Dit sal 'n baie goeie belegging wees vir elke evangelis. As jy evangelis is en met die evangelie wil bevorder en uitreik, dan moet jy hierdie boek kry. Dominee, daarmee sê ek vir jy baie dankie, mag die Here jy seën, terwyl jy reg om die wêreld gaan, veral na Afrika, en hulle bemagtig hoe om die waarheid te versprei, veral onder die moslims. Wens ons u die beste in die Here se seën toe. Baie dankie vir die geleentheid. Groot plesier. Mag die Here julle ryklik seën. Dankie. Baie dankie.